Goed, kom ons begin. Ons moet nou vanmiddag aanbeweeg na Sondag 31 toe. En dit is die heel laaste gedeelte wat nou van vir julle laaste Sondagsafdeling in die katekismes waar dit gaan oor ons verlossing, nee, kennis van ons verlossing. Ok, so dit is nogal ons het nou al 'n ver eind getrek. Maar voor ons aangaan, kom ons bid net eers. Ons Vader, ons dankie dat U 'n goeie God is. Ons dank U, Here, dat ons vanmiddag hier saam kan wees. Ons dank U dat ons in U woord kan wees en kan leer in U woord. En Here, ons wil bid dat U ons sal leer, dat U aan ons openbaar deur U Gees met U woord en dat ons so deur U in 'n verhouding kom met U en al hoe meer groei in 'n verhouding met U. Amen. Goed, ek wil hê voordat ons ingaan op die werk, kom ons dink in ons koppe net gou so 'n bietjie oor waar op aarde trek ons in ons katekismes, né? As ons nou sê by Sondag 1 kry ons die hooftema van ons Heidelbergse katekismes. En wat is dit? By Sondag 1 vraag en antwoord 1. Ons enigste troos in lewe en sterwe. Ons enigste troos. Dis die groot tema, is troos. Nee? Ok, en wat is dan die enigste troos? Ons nie onsself nie, maar aan Christus behoort. Ja, dat ons aan Christus behoort. Ok, en wat het hy gedoen dat ons aan hom kan behoort? Kan julle 'n bietjie onthou? Hy het ons met sy kosbare bloed vrygekoop van die sonde. Ja, vrygekoop uit die sondeskop, pragtig. En ons met sy mag verlos uit die Mag van sonde. en Satan. Ja, pragtig. Verlos uit die mag van sonde en Satan. En dan, wat maak hy nog? Hy maak dat ons nou kinders van God die Vader word. Nee, van sy Vader word. En hy Bevry ons. bewaar ons ook, hy bewaar ons, alles moet inderdaad tot ons saligheid dien, en hy maak ons gewillig, deur die Gees, om vir wie te leef? Vir God te leef. Kyk net troos, en troos verander jou situasie radikaal. Van 'n lewe waar ons slawe is van sonde en Satan, op pad na die dood, verander Jesus jou lewe na 'n sinvolle lewe waar jy weer vir God leef. En dit is mos die lewe waarin God in die begin die mens geskep het, is 'n lewe vir hom, nee. En as ons aan Christus behoort, dan is dit ons troos. Ons behoort aan hom, en kyk wat doen hy vir ons, nee. Nou is daar 3 dinge wat ons moet weet as ons aan hierdie troos wil deel. En wat is dit? Vloed ons sonde en Sy kennis van ons ellende. En wat is Sondagsafdelings leer ons dit? 1 tot 5. Sondag 1 tot 4, né? Sondag 1 tot 4. Ok, en dan, wat is die volgende een? Ons moet ons verlosser ken, né? Ons moet Jesus leer ken. Kennis van Jesus. Ok, dit is Sondag wat? 5 tot 31. 5 tot 31. En nou het ons al rarig hier deurgewerk, nie? En dan, wat is die laaste ene? Dankbaarheid, nee. Dankbaarheid, blydskap.
En hoe werk dit prakties uit, nee? Dank. Nou, oké, kom ons sê gou 'n bietjie uit, wat uitken ons ellende? Uit die wet, mooi, uit die wet van God is die kennis van die sonde. Ok, en wat leer ons as Christus ons vir onsself wys in die spieël van die wet? Wat sien ons oor onsself? Ons korte verlosser. Ja, dis waar, maar eers oor onsself, wat sien ons korte verlosser, dis heeltemal reg. Dis wat ons uiteindelik by moet uitkom. Maar hoe lyk ons? Hoe is ons? Soos geneig om God in ons naaste. Geneig om God en ons naaste te haat. Het God ons so sleg en verkeerd geskep? Nee, het ons goed en ons eeuwig. Goed en as 'n ewe beeld. Waar kom hierdie verdorwenheid van ons dan vandaan? Van die sondeval. Van die val van ons eerste ouers in die tuin. Hey, daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons glad nie In staat is om enigiets goed te doen. en Geneig is om God in ons naaste te haat. ja, die totale onvermoë, totale verdorwenheid, totale onvermoë. Ok, so dit is ons sondekrisis. Nou, dis ons ellende, hierdie goed geskep, deur die sondeval van ons eerste ouers, is ons in Adam totaal en al verdorwe, en skuldig voor God, in Adam. Skuldig met Adam se sonde, besig om ons skuld net al hoe groter te maak. Nou kom ons by die verlossing. Kan ons hieruit verlos word? Wat moet gebeur om uit hierdie krisis verlos te word? Daar moet betaal word, daar moet betaal word. Die skuld moet betaal word, nee. Okay, kan ons self betaal? Nee. Nee. Kan iemand anders vir ons betaal? Nee. Nee. Ons kan nie self betaal nie. Hoekom nie? En die straf is te groot om te dra. Straf is te groot om te dra, plus wat? Ons maak ons sondelas elke dag net groot. Ons maak ons sondeskuld net al hoe groter. Hoekom kan iemand anders nie betaal nie? Want hulle het self ook gesondig. Ja, dis waar, want hulle is self ook sondig. En wat nog? Kan byvoorbeeld 'n engel vir ons betaal? Nee. Want die mens wat gesondig het, moet die straf dra. Nou, so hoe 'n verlosser het ons dan nodig? Hoe 'n middelaar het ons dan nodig? En wat waarlik God en waarlik mens is. Hoekom waarlik God? Want dan kan hy die oordeel dra. Dan kan hy sterk genoeg my oordeel te dra. Hoekom ware mens? Die mens het gestondig. Daar sê ons soek 'n mens. Nou, pragtig. So ons soek 'n middelaar wat te gelykertyd waarlik God, waarlik mens is. So wie is hierdie middelaar? Jesus. Jesus Christus. Waaruit weet jy dit? Die evangelie. Uit die evangelie. Kry ons die evangelie eers in Matteus en Markus en Lukas? Nee, dis nie die hele Bybel. Die hele Bybel, nee. Aanvanklik is die evangelie waar verkondig? In die wat se belofte? Die moederbelofte. Die moederbelofte. En dan word dit deur die aardsvaders verkondig. Abraham, Isak, Jakob, Noag, Set. Okay? En dan deur die heilige profete. En waardeur word die evangelie nog afgebeeld? Hierdie Sakramente. Ja, goed, maar kom ons gaan 'n bietjie terug Ou Testament toe. hierdie offers en Die offers is reg, né? Ja. Ons kan ook sê die hele priesterdiens, die hele tempeldiens het ook vir ons heen gewys na die evangelie, profete verkondig. Eintlik is dit vervul in Jesus Christus, né? Wat vir ons kom sê, ek is die een oor wie geprofeteer is. Ek is die saad van die vrou, van die moederbelofte. Ek is die een op wie al die offers van die Ou Testament en die hele tempeldiens heen gewys het. Ek is die Messias, ek is die middelaar, nee. Goed, so deel alle mense in die verlossing wat die middelaar bring, soos wat ons almal in Adam deel in die skuld en die oordeel. Nee, net die wat waarlik glo. Die ware gelowiges, ons is deur 'n geloof in Christus, deur die geloof in Christus ingelyf. Okay. So dit is wat ons
gelede, nou so by Sondag 5, by Sondag 7, of by Sondag 7 bedoel, by Sondag 7 se einde word gevra, wat moet 'n Christen glo? Die belofte van die? Evangelie. Die belofte van die evangelie, die belofte van die evangelie. Waarmee word die belofte van die evangelie saamgevat? 12 artikels. Die 12 artikels. Hoe is die 12 artikels ingedeel? God die Vader, God die Seun, God die Heilige Ja, Gees. dit is die belofte van die evangelie is dat God homself aan ons gee in 'n nuwe verbond. Ek sal vir jou 'n God wees, sê Genesis 17 vers 17. En dit kan alleen gebeur deur die middelaar van die verbond, Jesus Christus. Nee. En as ons dan die evangelie saamvat in die 12 artikels, dan gaan die 12 artikels oor die evangelie belofte, naamlik God. Nee, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dan word hierdie 12 artikels nou in ons Heidelbergse katekismes behandel, daarvan Sondag 9 af, nee. Sondag 9 en 10 gaan dit oor God die Vader en ons skepping. En wat word daarmee saam behandel? Die wat van God? Sy voorsienigheid. Hoe hy alles onderhou, nadat hy dit geskep het, en ook deur sy voorsienigheid soewerein almagtig regeer. En dan van Sondag 11 af tot by Sondag 19 gaan dit oor Jesus Christus. Oor Jesus Christus. Wat beteken dit as sy naam Jesus is, wat verlosser beteken? Wat sê dit vir ons? Sy verlos ons Hy verlos ons uit wat uit? uit ons sondeskuld, Uit die sondeskuld en die mag van Satan. sonde mag en sonde gevolge. Pragtig, nee, dis waaruit Jesus ons kom verlos, nee. So wat ons in die Romeine prediking ook doen, hy verlos ons uit die skuld, Romeine 3 vers 21 tot by 5 vers 12, 5 vers 21, nee. Hy verlos ons uit die mag van sonde, Romeine 6, waar ons nou op die oomblik is. So dit wys vir ons daar die wonder en dan uiteindelik uit die gevolge van die sonde, want daar is opstanding. Nee. Nou, as hy Christus is, wat gesalfde beteken, tot watter 3 ampte is Christus gesalf? Priester, koning en profeet. Priester, koning en profeet. Mooi, priester, koning en profeet. Dan, hy is as priester, of as profeet, wat doen hy as profeet? Hy profeteer dat hy priester en koning is. Hy profeteer dat hy priester en koning is. Hy is die laaste profeet, die hoogste profeet, en hy sê, ek is daar die profeet wat vir julle die waarheid bring. Wat se waarheid? Dat ek die priester is wat die offer volmaakte offer bring. Dit is ek self, en ek is die priester koning wat God se koninkryk in volkomenheid laat kom. En deur my woord en gees in my gemeente regeer en julle saam met my vat in die volheid van die koninkryk in. Wonderlik. Okay, hy is ook die enige gebore seun van God. Wat beteken dit nou weer? Van altyd af gebore uit die Vader. Hy is van ewigheid af uit die Vader gebore, nie gemaak nie, ook nie geskep nie, wel gebore van ewigheid af. Hy is die enigste natuurlike seun van God. Nou, en as hy ons Here is, wat beteken dit? Hy is ons koning. Hy is ons koning, hy het ons gekoop en daarom behoort ons aan hom. Ons is nou sy diensknegte, hy is ons Here. Nou, maak dit sin vir julle? Ok? En dan het ons gesien dat hy het ook, hy is gebore uit die maagd Maria. Wat sê dit nou weer vir ons? Hy is waarlik mens. Hy het waarlik mens geword, hy is die seun van God, wat waarlik deur die vlees en bloed van die maagd Maria, die menslike natuur aangeneem het, en so kan hy ons middelaar wees. Ja. Okay. En hy het gelei onder Pontius Pilatus, en hy is gekruisig. Wat sê dit nou weer vir ons? As hy gekruisig is. Sy Ja? Sê? hy dra die vloek. Hy dra die vloek, want vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, aan 'n boom, aan 'n boom hang, net. Baie mooi.
En as hy gelei het onder regter Pontius Pilatus, wat sê dit nou weer vir ons? Dat hy die toorn van God teen die hele menslike geslag vir wie gedra het? Elke wat in hom glo. Vir elkeen wat in hom glo. Pragtig, pragtig. Dra die toorn van God teen die hele menslike geslag, vir alle mense sommer net? Nee, vir elkeen wat in hom glo. Maar, okay, dis 'n belangrike ding. Vir elkeen wat in hom is deur die geloof, is hy die een wat ons skuld vir ons in ons plek dra. Is daar iets? Of nee, wag. Hoekom is hy dan nog gesterwe ook? Gelei na Pontius Pilatus gekruisig en gesterwe. Hoekom ook gesterwe? Die loon vir die sonde is die dood. Ja, hy dra die volle loon van die sonde. Fisiese dood, geestelike dood, ewige dood, hy dra alles. Hy is ook begrawe. Wat sê sy begrafnis vir ons? Hy is waarlik dood. Hy is waarlik dood, nee. Hy is waarlik dood. Wat leer ons nog uit sy dood en begrafnis? Hoe is dit ook vir ons tot voordeel? Nou moet dink aan Romeine 6. Sê dat ons dood is vir die sonde. Ons is ook in deur sy krag word ons ook in sy dood en begrafnis ingelyf. En dan is ons dood vir die sonde. So wanneer ons tot geloof kom en in Christus ingaan, op daardie moment word die dood van Christus ook ons dood. Dan heers die sonde nie meer oor ons nie. Okay? En dan staan Jesus op die derde dag. Okay? En watter voordeel is daar vir ons in sy opstanding? Daar's 3 goeders. Die straf is klaar gedra. Dit sê vir ons die sonde is finaal gedra, want hy het opgestaan, hy is dood met ons sonde op hom. Dan staan hy op, wat sê dit? Straf is betaal. Mooi. Nog. Ons gaan ook op eendag opstaan. Dis die betroubare waarborg vir ons eie liggaamlike opstanding. Nee. Okay, derde een? Hy is 'n advokaat by ons Vader. Ja, dit kom nog ons by die hemelvaart. Daar's 'n derde een by die opstanding. Is dat ons ook nou in opstaan. Ons sterf saam met hom, deur die geloof in hom ingelyf, deur die werking van die Heilige Gees, sterf saam met hom, maar staan ook saam met hom op. Ons wedergeboorte, ons nuwe lewe wat ons nou kan leef vir God. Nou alreeds begin dit. Nee, uiteindelik in volkomenheid wanneer ons ook die liggaamlike opstanding het. Okay, en toe het hy opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van die Vader. Opgevaar na die hemel, wat doen hy nou daar aan die regterhand van die Vader vir ons? Tree vir ons in, is wat jy gesê het, nee. En hy regeer en hy kom weer om die lewendes en die dooies te oordeel. Watter troos het ons daarin, want dit klink dan vir ons baie keer asof dit ons nou kan bang maak, maar watter troos het ons in die feit dat hy weer kom om te oordeel die lewendes en die dooies? Hy kom dan om ons en ons vyande wat op sy velde is te oordeel. Pragtig, nee. Okay, ons het daar 'n klomp goed hersien, hoor. Nou kom ons dink 'n bietjie verder. Dan kom ons by die Heilige Gees. Wat glo ons van die Heilige Gees? Wat glo ons as ons sê ons glo in God of die Heilige? Ons glo ook in die Heilige Gees. Hy is ook waarlik God. Ja, en hy is ook aan my gegee, né? En as die Heilige Gees aan my gee, wat doen die Heilige Gees? Troos ons. Ja, dis reg. Maar daar's nog iets voor die troos. Ons word deur die Heilige Gees is die een wat ons in Christus inlei. Hoe? Deur 'n ware geloof. Ons word deur 'n ware geloof in Christus ingelyf. Wanneer ons glo, gaan ons na Christus toe en so gaan ons in Christus in. Maar wie is die een wat die geloof in ons opwek? Dit is die Heilige Gees. Ons word deur die Heilige Gees in Christus ingelyf. Ons word deur die geloof in Christus ingelyf. Dis nie twee goed wat mekaar weerspreek nie. Dis twee kante van dieselfde saak. Dis die inlywing in Christus, van God se kant af gebeur dit deur die Heilige Gees. Ons glo in Jesus. Hoekom? Want die Heilige Gees bring ons. Hy laat ons glo. En so is ons in Christus. En as ons in Christus is, dan is ons ook in die kerk. En dadelik kom ons by die kerk. Heilige Gees, Christus, kerk gaan altyd saam.
So, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Dat die Seun van God, van die begin van die wêreld af, tot aan die einde van die wêreld, uit elke stam, taal en geslag, reg oor die wêreld, reg oor tyd, vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, versamel, beskerm, bewaar, en dat ek 'n lewende lid is. Okay? Wat glo ons oor die gemeenskap van die heiliges? Dat elke Christen, almal saam en afsonderlik, gemeenskap aan Christus het, deur die Gees. En dat ons verplig is om wat te doen? Mekaar net te dien met ons gawes. Okay, dis die gemeenskap van die heiliges. En dan kom ons by die vergewing van die sondes, opstanding uit die dood en die ewige lewe. Daardie gemeente van Jesus is ook die gemeente wat vergifnis het. Is ook die gemeente met 'n toekoms. Hoekom? Want ons is vas aan Christus. Ok. En dan het die katekismes daar by Sondag 23 en 24 saamgevat. Dit gaan oor wat baat dit jou dat jy dit al die dinge glo, dat ons voor God regverdig is. En dan Sondag 25 tot by Sondag 30 vir ons nou was dit gegaan oor die sakramente. Hoeveel sakramente is daar? 2 sakramente. Wat is daai sakramente? Die doop en die nagmaal. Ok. En albei hierdie sakramente wys vir ons en verseël vir ons wat? Evangelie. Die evangelie. Die evangelie. En dat daardie evangelie vir my is. Vir my is. Ok. Dis 'n prentjie, dis 'n video wat vir jou wys, die evangelie wys. Ek sê, hey, weet jy wat, daai evangelie is regtig vir jou. Dit wat jy daar sien, Jesus doen en dis nie maar net vir ander mense nie, dis ook vir jou wat glo. Ok. So dit is wat ons geleer het by die sakramente, en ons gaan nou weer aan al daai goed ingaan. Wat ek dink wat belangrik is, ons het nou laasweek gestop by wie mag aan die nagmaaltafel van die Here kom? Kan julle nog dit onthou? Wie mag aan die nagmaaltafel van die Here kom? Dink. Wat sê julle? Wie mag aan die nagmaaltafel van die Here kom? Almal wat glo. Elke ware gelowige. Elke ware gelowige. En kom ons dink 'n bietjie aan eienskappe van daai ware gelowige. Hulle is wat ouens wat doen? Hulle sonde besef. Hulle besef hulle sonde. Ja. En wat doen hulle? Gaan na Jesus. Hulle gaan na Jesus toe. Ja. Wat nog? Hulle wil versterk word in hulle geloof met die sakrament. Hulle smag daarna. En wat nog? Ja? Hulle verafskuw hulle self vanweë hulle sonde. Ja, hulle verafskuw hulle self vanweë hulle sonde, nê? Mishaag hulle self. Hulle leef nie met die kulte van 'n goeie selfbeeld nie. Ons waardigheid is nie in onsself nie, maar in Christus Jesus alleen. Och, is wonderlik. Ok, nou so en dan wil hulle gebreek met sonde en leef vir God. Dis die nagmaalvierende gemeente van Jesus. Ons het ook by artikel 29 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis gesien. Dis werklik die gemeente van Jesus. Maar dan is daar ook mense wat nie aan die nagmaaltafel moet kom. Wie's hulle? Die heiligelaars en die sondaars. Goed, ons moet so 'n bietjie 'n onderskeid maak het ons sê heiligelaars, wie's hulle nou weer? Wat is 'n ander woord vir heiligenaar? Toneelspeler. Toneelspeler, baie mooi. Wat 'n soort toneelspeler? Hy maak of hy glo en hy lewe soos hy glo, maar hy glo nie eintlik. Glo nie regtig. En hy lewe ook nie regtig asof hy glo nie. En daar's baie keer heiligelaars aan die nagmaaltafel. Okay? Want jy's omdat hulle toneel speel, lyk dit asof hulle oukei is.
Maar dan is daar ouens wat ons regtig van die nagmaaltafel af moet afhou. Wie's hulle? Dies wat met hulle lewe wys dat hulle nie verkeer nie. Ja, die wat met hulle lewe wys dat hulle nie bekeer. Nou word dit duidelik sigbaar. Nou is hulle nie net meer hygelaars en dit begin nou uitkom. Dit werk baie maal met hygelaars. Dit kom uit. Ha? Nou, hier's nou 'n belangrike ding. Ons moet hulle van die nagmaaltafel afhou met wat? Met die Christelike tug. Okay. En dit is waaroor ons nou meer moet leer as ons by Sondag 31 kom. Nou wat belangrik is, hierdie Christelike tug pas in by die verlossing deel. Nou kan dit aan die een kant klink, maar ons hou ouens van die nagmaaltafel af, en eintlik dis so uit die gemeente uit, want ons het mos gesê die nagmaaltafel, om die nagmaaltafel sien 'n mens Jesus se gemeente die heel duidelikste hier in die wêreld, en daarom het hulle ook by die nagmaaltafel afgehou. Nou, klink dit, is dit deel van verlossing? Hoe pas dit by die verlossing deel in van die Herbergskatekismes? Ons moet 'n bietjie meer daaroor leer. Maar ons sal dit baie duidelik sien, die sleutels, die tug is die sleutels van die koninkryk, dit sluit oop en dit sluit toe. En juis in daardie handeling wil dit ook die sondaar tot bekering roep. Daardie hygelaar tot bekering roep, daardie ou wat besig is om met sy lewe te wys dat hy nie werklik deel van die gemeente is, die tot bekering roep, sê kom terug, kom na Jesus toe. Maar dit beskerm ook die gemeente, sodat ons, soos ons laas keer gesien het, nie 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak. Dis ook belangrik, nê? Dis crucial belangrik. OK. So, kom ons duik nou hier in, en dan leer ons 'n bietjie meer daar. Kom ons doen eers die merkwerk. Sondag 31. Soos nog ons koud hier binnekant, hoor. Blokkies. Ons hou maar uit. Goed. Goed, kom ons kyk na afdelingkie A eerste, julle. Noem die 2 sleutels van die koninkryk van die hemel. Wat is die 2 sleutels van die koninkryk van die hemel? Marie, sê jy vir ons bietjie. Verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. OK, daar's die Christelike tug en die verkondiging. So dis die 2 sleutels. 2 sleutels van die koninkryk. OK? Ons gaan nou net 'n bietjie meer leer oor daai sleutels. Goed. 2. Wat word oop en toegesluit? Johannes, wat sê jy? Die deure van die koninkryk. Die deure van die koninkryk. OK? OK? Ons gaan nou 'n bietjie daarop ook op ingaan. 3. Volgens wie se bevel word oop en toegesluit? Marie? Die gemeente van Christus. Ek dink jy's reg. Wat het jy geskryf, Johannes? Volgens die bevel van Christus. Ek dink dis meer reg. Dit is uiteindelik Christus. Die gemeente bedien Christus se tug. OK. Nie ons eie tug nie. Want Christus is uiteindelik die een wat die sleutels het. En hy sluit oop en niemand sluit toe nie. Hy sluit toe en niemand sluit oop nie. Maar nou doen hy dit deur die gemeente. Dis eintlik amazing. Nee, dit is geweldig eintlik. OK. Goed, kom ons kyk 'n bietjie verder. 4. Wat moet 'n dominee preek? Wat sluit vir ons oop? Dat hulle sondes deur God ter wille van Christus se verdienste vergewe is as hulle die evangelie aanneem. Ja, dit is belangrik, nee. Dit sien nog ons gaan nou ook 'n bietjie daarna kyk. Ons leer hier baie oor hoe ware prediking moet wees. En kyk, ons leer by NGB artikel 29 dat een van die kenmerke van die ware kerk die suiwere bediening van die evangelie is. Hier leer ons nog ons bietjie, waarvoor moet 'n mens luister as jy wil weet wat is die suiwere bediening van die evangelie? Nou, ons gaan nou daarna ook kyk. 5. Is tug net die werk van die kerkraad? Sê jy, Marie?
En hier is ook van die hele gemeente. Ja, die hele gemeente. Hoekom sê jy so? Hulle moet die persoon broederlik vermaak. Ja, dit staan in die Bybel. Daar by Matteus 18. Ons moet met mekaar praat. Ons moet mekaar aan opwek tot goeie werke, sê Hebreërs 10 vers 25. Matteus 18 sê, jou broeder teen jou sonde gaan praat met hom. Sê, nie net die kerkraad se werk nie. Ons moet met mekaar praat. Ons moet met mekaar praat. Nee, Paulus sê in Romeine 15, daar by versie 14, dat hy heeltemal vertroue het in die gemeente se vermoë om mekaar te vermaan. Ons het 'n roeping as Christene om met mekaar te praat. En dit is ook iets wat 'n mens in 'n gemeente soek en wat in 'n gemeente mee moet groei en wat 'n mens eendag in 'n gemeente moet soek as jy jou wil aansluit. Daar moet Christene wees wat mekaar wil vermaan. En dit is iets wat ons maar baie keer mis, nee. Maar dit is hoe dit moet werk. Daar moet Christene wees wat Bybelstudie saamhou of met mekaar kan praat en sê, dis wat die Here se woord hier sê, en kom, en broeder, daar is iets fout, en hoe gaan dit nog met jou, en so aan. Vermaan beteken nie net raas en beklein nie, beteken mekaar ook regtig bemoedig, versterk, aanspreek ook, nee, en ook sê as iets verkeerd is. Goed, wie het die tug ingestel, as ons kyk na afdelingkie B, volgens Matteus 16 vers 18 en 19. Wat sê jy daar, Johannes? Jesus, nee. Wie het die sleutels van die dood en die doderyk volgens Openbaring 1 vers 18? Marie? Christus. Daar sien die mens nog ons mooi, dis die sleutel, die sleutels, Wat is volgens Johannes 3 vers 16 en 18 nodig om deel te kry aan Christus? Wat sê jy, Johannes? As ons in Jesus glo, word ons nie veroordeel. Ja, en as ons moet in Jesus glo, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan, maar die ewige lewe kan hê. So, ek dink dis belangrik dat die middel waardeur ons na Jesus gaan, is die geloof. Nee. Dit is nie 'n verdienstelike middel nie. Ek dink daaroor het ons nou al baie keer gepraat. Geloof verdien nie iets nie. Nee. Geloof is die leë hande waarmee ek na Christus toe gaan. Nee, die leë bedelaarhande. Dit is, as ek nog dink ek kan iets verdien, dan gaan jy nie na Christus toe gaan nie, want hy sê, ek is nou nie daar vir ouens wat meen hulle kan verdien. As jy meen jy kan verdien, gaan na God toe en sê vir hom, God, hier is ek, kyk hoe mooi het ek verdien. Maar dit is nie waarvoor Jesus gekom het nie, hy het nie vir ons gekom wat dink hulle kan verdien nie, ook nie met geloof nie. Geloof het niks te doen met verdien nie, maar dis noodsaaklik. Dis noodsaaklik. Dis noodsaaklik om te kom by die punt om te weet wie is Jesus, en weet wie is ek, en dan daarop radikaal te reageer, met jou leë hande vol sonde skuld na Christus toe te gaan. Nou, vraagie 4, wat moet jy doen as jy jou broeder sien sondig? Lees Matteus 18 vers 15, en as hy nie na jou luister nie, wat is dan die verdere pad volgens Matteus 18 vers 16 en 17? Wat het julle gesê, Johannes, wat sê jy daarop? Jy moet hom bestraf, en as hy nie luister nie, moet jy nog 1 of 2 met jou saamneem, en as hy nog steeds nie luister nie, sê dit aan die gemeente sê. Aan die gemeente, ja, baie mooi, né? Daar sien jy mens hoe die gemeente ook in die tug aan die werk moet wees, né? Nou kom ons kyk 'n bietjie na ons katekismes, en dan probeer ons bietjie meer agterkom, wat op aarde leer ons nie? Nou hier word by vragie 83 gevra, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Ek wil hê julle moet 'n bietjie julle Bybels oopmaak ook, by Matteus 16, en by Matteus 18, maar ons maak ons Bybels eers oop by Matteus 16.
Ons lees nou daar by vers 17 en 18. Dit gaan nou hierso, Jesus vra vir sy disippels, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus vir hom en sê, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En kyk nou 'n bietjie vir ons na vers 18, maar hier lees ons vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou ek dink dit beteken Jesus bou sy gemeente op die rots van Petrus. Maar ek dink nie dis Petrus alleen nie. Ek dink Petrus is 'n verteenwoordiger van die apostels. En dis mos wat Efesiërs 2 vers 20 ook vir ons leer. Die gemeente is gebou op die fundament van die apostels. En ons sien dit ook in Openbaring. Nou, te sê hy, en daai gemeente wat Jesus bou op die rots van die apostels, op die fundament van die apostels, sal die doderyk net nooit oorweldig nie. Nou wat belangrik ook hier is daai fundament is die prediking van die apostels. Dit is die fundament. OK, die prediking van die apostels. Ons sien dit ook daar in Korintiërs 3 waar Paulus sê ek het die fundament gelê. Deur die prediking. Nou sê hy in versie 19 Johannes, lees 'n bietjie vir ons dit. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Okay, so daar sien ons nou die hele ding van die sleutels van die koninkryk. En nou kom die katekismus en dit sê, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? So met ander woorde, wat ons hier raak sien, in die Bybel leer ons, word koninkryk nogals vir ons op verskillende maniere verduidelik. Koninkryk van God. Koninkryk van God kom daarop. Koninkryk is iets wat jy kan besit. Nee, so salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk. Met my, die koninkryk is iets wat jy kan besit. Maar as Jesus hier praat van die sleutels van die koninkryk, dan is dit soos 'n plek. Ons kan amper dink aan 'n kasteel. Of so iets van die stad, die Nuwe Jerusalem, of iets van die aard op. Dis 'n plek waar jy moet ingaan dus. Buite die koninkryk van God is daar oordeel en verlorenheid. Binne die koninkryk van God besit jy ook die koninkryk van God en jy is 'n erfgenaam van die koninkryk van God en om 'n erfgenaam te wees van die koninkryk en 'n besitter van die koninkryk beteken goeie soos jou sondes is vergewe. God is jou Vader. Jy's 'n kind van hom. Die nuwe verbond is jy's in 'n nuwe verbondsverhouding met God. Jy die ewige lewe. Al daai goeders, wat eintlik alles wat ons by die nagmaal en die doop gesien het, is dit wat jy besit, as jy die koninkryk van God besit. En dan as jy ook, in die koninkryk. Nou, wat ons hier moet raak sien is, dat ons kan amper sê, dat ons het hier, Jesus teken vir ons hier 'n prentjie, in daai woord dat hy sê, die sleutels van die koninkryk. En ons kan sê, hierdie is die koninkryk. Okay? Hier kan ons sê, hier buite is wêreld. En wêreld. Okay? Hierdie wêreld is in die mag
mag van sonde en Satan. Okay? En nou is hierso kan ons sê die poort en hierso is sleutels. Okay? En dan hier binne in die koninkryk is hier nou die volk van die koninkryk. Okay? Die gemeente. Okay, maak dit sin. En hulle is nou hier rondom die nagmaaltafel vergader. Die gemeente in die koninkryk. Okay? En hulle is hier in die koninkryk want hulle het almal deel aan die beker en brood. Okay? Ons kan amper sê, dis 'n prentjie van die koninkryk. Okay? Nou, kyk nou en nou is daar sleutels wat hierdie koninkryk oopmaak en mense laat inkom, maar ook mense laat uitgaan. Of laat inkom en uithou. Okay? Kom ons kyk nou 'n bietjie, wat sê die katekismes? Nou, ons het nou klaar daai sleutels gesien in Matteus 16 en wat Jesus daar sê, hy sê, Petrus, ek gee die sleutel vir jou en dis ook vir die apostels. Dus in die heel eerste plek het die apostels die sleutels. Kyk, ons is na Matteus 18 toe gaan. Kyk dan by Matteus 18 versie 18. Johannes, lees jy sommer vir ons versie 18. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Sien julle dit? Met ander woorde, net soos wat Petrus kan bind en ontbind, oop en toesluit, met die sleutels van die koninkryk. So sien ons in die gemeente dit, want kyk nou hoe loop die storieetjie, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom. As hy nie luister nie, dan moet jy nog een saamvat, as 'n getuie. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente nie luister nie, laat hom wees soos 'n heiden en 'n tollenaar, wat buite die koninkryk is, in die wêreld. Voorwaar ek sê vir julle wat julle op die aarde bind. Sien jy, so nou is dit die gemeente wat hierdie werk doen. So, die apostels het die werk, maar dan stop dit nie by die apostels nie. Hulle lê die fundament van die gemeente en die gemeente word op hulle gebou en dan word hierdie gemeente het dan die sleutels. OK, om oop te sluit en toe te sluit. En Jesus doen dit deur die gemeente. OK. Nou, wat is daai sleutels? Kyk, dis nou die volgende vraagie. Hoe word die daar word gevra, wat is die sleutels? Lees 'n bietjie vir ons die antwoord daar by vraagie 83, Marie. Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike band of uitsluiting uit die Christelike gemeente. Deur hierdie twee handelinge word die hemelryk vir die gelowiges geopen en vir die ongelowiges gesluit. Okay, met ander woorde, die prediking en die band, die Christelike band, die uitbanning, of die tug. Nou kyk 'n bietjie, as ons nou terugblaai na Matteus 16 toe.
Kyk nou daarso, kyk wat sê Jesus vir Petrus, hy sê, lees 'n bietjie weer versie 19, Johannes, jy moet nou vir ons versie 19 gou weer lees. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou, wat ons ook moet raak sien, skus, ek moes eintlik vir jou gesê, ek moes vers 18 ook lees. Hy sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, as Petrus die rots is, en die apostels is saam met hom die rots, die fundament, dan het ons nou nog gesê, dit gebeur deur die prediking, en dan sien ons hoe daardie fundament prediking is wat nou in die koninkryk laat inkom, of dit uitsluit. Kyk nou 'n bietjie as ons na Handelinge 2 toe gaan. In Handelinge 2. Handelinge 2 sien ons het begin met die uitstorting van die Heilige Gees, en kyk daar, wat is die volgende opskrif hier by versie 14? Wat staan daar by jou, Marie? Toespraak van Petrus op die Pinkster. Toespraak van Petrus op Pinksterdag, hy preek. Dan is dit baie belangrik om te sien wat hy preek. Daar is mense wat sê, kyk, almal praat nou in tale, en die mense daar in Jerusalem sê, ons hoor die groot dade van God in ons eie taal. Ja? Dan is daar ouens wat sê, nee, want hulle is dronk. Dan staan Petrus op en sê, nee, wat, nie dronk nie. Dis nou eers die 3de uur in die oggend, is omtrent 9 uur die oggend. Mense is nie die tyd van die oggend al dronk nie. Wat hier gebeur, is die vervulling van die profesie van Joël. Joël het gesê, in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Nee? En die ou mense sal gesigte sien, en die jong kinders sal drome en hulle sal profeteer en alles. En nou sê Petrus, dit het nou gebeur. So hy sê, die laaste dae het gebeur, die koninkryk van God is hier, ouens. Ja? Dan sê hy, maar hoe het dit plaasgevind dat die Heilige Gees uitgestort is? Dan gaan hy na Psalm 16 toe. Dan sê hy, dit het gebeur deur hierdie Christus wat julle gekruisig het. Hy het nou opgestaan, want die graf kan hom nie vashou nie. En dan sê hy, verder verduidelik hy hoe dit gebeur. Hy sê na Psalm 110 toe, die Here het gesê vir my, Here, kom sit aan my regterhand. Hy het opgevaar in die hemel. En toe het hy van die Vader die belofte van die Heilige Gees gekry, en hy het dit uitgestort, sê hy, soos wat julle nou sien gebeur het. En dan sê hy, hierdie Jesus het God Here en Christus gemaak, hom vir wie julle gekruisig het. En wat maak die mense? Moet ons doen. Hulle is diep in die hart getref, versie 37. Diep in die hart getref. En hulle sê, wat moet ons doen? Want nou staan hulle voor hierdie Christus, wat hulle gedink het, ons het doodgemaak, maar hy is nie dood nie, hy lewe en hy laat die koninkryk kom. En ons is buite die koninkryk. Ons is in die wêreld in die mag van sonde en Satan, en wat ons nog moet byskryf, is onder die oordeel van God. Onder die oordeel eintlik van Christus. Nou sê hulle, wat moet ons doen? Wat sê versie 38? Lees 'n bietjie, ek kan nou nie die laaste lees nie. So Marie. Peter sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar sluit hy die koninkryk oop, maar hy sluit hom ook toe. Hoe sluit hy hom oop? Deur om te sê, julle sal ontvang as julle glo. Ja, as julle bekeer, dan gaan julle die Heilige Gees ontvang, en dan gaan dit gebeur hier binne die koninkryk. Okay? As jy nie bekeer nie, bly buite. Kyk nou wat sê vraag en antwoord 84. Kom ons lees dit 'n bietjie daar. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan gelowiges
gesamentlik word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van Christus of ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word, ek moet net kyk of ek hier reg doen. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huichelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle die nie bekeer nie. Nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. So, wat ons moet raak sien nou hoe is die prediking? Petrus se prediking is eintlik vir ons goeie prediking, dis prediking uit die woord van God, tekste word mee gewerk, hy verklaar dit, hy pas dit toe, hy wys op Christus. Ja? En dan stop hy nie daar nie, hy sê, so wat beteken dit vir jou? Sê, die moet tot bekering kom. Okay. So moet die prediking in die kerk wees. Die prediking in die kerk moet jy altyd met die woord lees, dit moet die woord verduidelik, dit moet die woord toepas. En wanneer die woord verduidelik word, dan word dit ook vir ons, deel van daai verduideliking is om vir ons Christus te preek, maar dan die toepassing sê ook so, wat maak jy dan met die Christus? Nou dat gaan nie elke preek presies dieselfde klink nie, maar dit is wat gepreek, dis hoe die prediking is. En die artikel 29 sê, die waartekens van die ware kerk is die suiwere verkondiging van die evangelie, dan leer ons 'n bietjie hier by Sondag 31 meer oor hoe dit werk. Dit moet skrifprediking wees, dit moet verklaring wees, soos daar in Nehemia was dan met die huisgodsdiens is, dit moet verduideliking wees, dit moet toepassing wees, Christus moet gepreek word, dan moet opgeroep word tot bekering. Dan moet gewys word, luister, jy kom in die koninkryk, na Jesus toe, en jy het deel aan al die gawes van Jesus binne in die koninkryk van God, die koninkryk gemeente het deel aan al die gawes van Jesus hier, wanneer ons na Jesus toe kom. En die poorte staan oop, kom. Maar as jy nie inkom nie, dan is die poort vir jou toe en vir altyd toe en dan bly jy onder die oordeel van God. Dis omtrent wat Johannes 3 vers 18 en vers 36 ook sê, nee? Elkeen wat glo in die Seun het die lewe, maar wie die Seun ongehoorsaam is, bly onder die toorn van God. Okay. So, kom stop eers daar, dan moet ons dan volgende Woensdag daai vraag en antwoord 85 in die Christelike tyd sal ons 'n bietjie daarna kyk. Maar maak dit vir julle sin hierdie? So ons kan baie mooi raak sien daar vanuit Matteus 16, die fundament, Petrus is die rots beteken, en op hierdie rots sal ek bou, met ander woorde, deur Petrus se prediking, bou Jesus. Okay? En Petrus se prediking is die sleutelbediening. Okay? En so is die gemeente se prediking ook altyd die sleutelbediening. En dit sluit, bring in, sê, hoe bring dit in? Deur bekering. Verdien jy met bekering? Nee, verdien met bekering net met seer en niks nie. Maar dit is noodsaaklik. Okay? En wanneer jy net op bekering kom, dan bly jy buite. Okay, as jy inkom, jy sê gemeente, jy sien hom daar by die nagmaaltafel. Jesus sal 'n deel aan alles wat Jesus vir hulle gee. Dis die koninkryk gemeente, dis die volk van die koninkryk. En hulle begin dan ook lewe hier in die koninkryk as die mense van God, en hulle is sout en lig hier in die wêreld, en hulle lewe met koninkryk beginsels op elke lewensterrein. Maak dit sin? Okay. Goed, maar kom ons stop dan eers daar. Dan moet ons dan volgende keer net daai vraag en antwoord 85 doen. Okay. Kom ons bid.
Ons Vader, baie dankie dat ons nou in die woord kon wees weer en daaruit kan leer. Here, dankie vir die sleutels van die koninkryk. Gee Here dat ons sal ingaan as die deure met die prediking vir ons oopgesluit word. Dankie dat ons dit van U af kan ontvang en gee dat ons sal reageer en gaan. Amen.